Vandag kyk ons na een van die grootste vrae in Suid-Afrikaanse onderwys. Wie behoort die toekoms van 'n skool te bepaal? Is dit die staat? Is dit die gemeenskap of is dit 'n balans tussen die twee? Ek is Niandi Brasder en jy kyk na Skoolslim. By my in die ateljee het ons vir Dr. Wynand Boshoff. Hy is die woordvoerder vir onderwysportefeuilles by die Vryheidsfront Plus. Baie welkom hier so by ons. Baie dankie, Jandi. Ek gaan sommer met die deur in die huis val en net vir jou vra vanuit 'n onderwysperspektief. Het hierdie nuwe magsbalans tot dusver van die RNE werklik 'n geleentheid geskep vir onderwys? Weet jy, partykeer is die vreugde in die lewe om 'n bietjie stadiger agteruit te boer. En dit is wat dis wat die RNE vir onderwys gebring het. Die Bella-wet is onderteken. Wat my betref is dit soort van 'n mantel wat die president voor sy opposisie vennote gegooi het en gesê het, en wat gaan julle hieraan doen? Ja. Antwoord het gou gekom, niks nie. Wat eintlik 'n baie groot teken is van die magsbalans in die RNE, en dis nie 'n positiewe saak nie. Maar die minister van onderwys is uit 'n oppositieparty wat hom eintlik sterk uitgespreek het teen die hele Bella-wet, en daarom is die regulasies kragtens waarvan die Bella-wet geïmplementeer word, is nie die beste waarvoor die ANC gehoop het nie. En dit is maar hoe die ding werk. 'n Wet verander jy met 'n hengse proses. Maar regulasies is maklik om in te stel, maklik om te verander. Dit wissel dikwels saam met 'n minister wat in bewind is. In hierdie geval was dit dan nou wel moontlik geweest. Die minister het natuurlik onder aansienlike druk verkeer van organisasies, instellings, ander partye met wie die DA voor die verkiesing saamgewerk het rondom Bella, om te sê, nou maar goed, julle het nou die portefeulje, wat gaan julle maak daarmee? Aan die een kant moet sy dus die regeringsbeleid uitvoer, aan die ander kant kan sy die regulasies instel, en dit is, soos ek maar sê, dis 'n stadige manier van agteruitboer. Dr. Wynand, wat het die RNE prakties verander vir skole? Ek dink, jy weet, dit is nou so die vraag, wat sou gebeur het as die vliegtuigloods op 9 September 2001 sy kajuit van binne af gesluit het. Daar sou niks gebeur het nie, en dit sou nie nuus gewees het nie. Dis min of meer wat verander het in skole. Die RNE het gekeer dat kringbestuurders by skole ingestap het en gesê het, hoorie, ek het besluit, of my departementshoof het besluit, julle taal is nou Engels, of julle is ten minste dubbel medium. Die feit dat dit nie gebeur het nie, lyk soos iets wat nie gebeur het nie. Maar is eintlik iets groots wat gebeur het. Ja. Die feit dat eintlik onderwys na die ondertekening van die Bella-wet steeds nogal baie lyk soos voor die tyd. Dis so een van daai goed wat jy sê, okay, so wat het toe verander, en jy weet, wat was die groot paniek? Wat was die groot storie? Nou, dit is natuurlik presies president Ramaphosa se para in die pot. Jy sit hierdie wet wat amper drakoniese magte gee vir die regering, en dan dwing jy hom deur die proses. Jy teken homself teen die ooreenkoms in, en dan doen jy niks. En daar soos die pot so 'n paar grade warmer. Para is vol weer gelukkig, dis okay hier. Ja. En die volgende keer as daar regulasies wil verander, sê, maar wat nou? Hierdie wet staan al vir 5 jaar. Waar kom julle nou vandaan? Ja. En nou ja, die RNE keer dat die ANC daarmee gedoen kry wat hy wou. Die groot ding is, wat gebeur na die volgende verkiesing? Mense sal nou na die volgende verkiesing regtig weer 'n koalisieregering wil hê waarin die ANC se rol veel kleiner is, en waarin die MK en die EFF geen rol speel nie, soos wat hulle nou geen rol in die RNE speel nie. Die ANC het dit reg gekry om 'n verkiesing te verloor en op te tree asof hy gewen het. Ja. En daar is sekere remfaktore aangesit deur die RNE, maar niks is gewen, gelukkig, of verloor nie. Heel wat is verloor, maar die slag is nie, die oorlog is nie verloor nie. Ja. Kwessie is nou maar om onsself geleidelik van die staat af los te dink wat onderwys betref. Snaaks nogal, dat toe hulle model A, B en C skole hierso in die 90er jare ingestel het, weet ek net van een skool wat vir die volle
onafhanklike skool ding gegaan het, en dit was die Help Mekaar Hoër Seunskool in Johannesburg, wat nou die Help Mekaar College is, as ek reg is. Dit is die enigste skool wat eintlik die versienheid gehad het om te sê, kom ons gaan vir heeltemal privaat. Want hierdie staatsstorie gaan op die end nie vir ons werk nie. Ja. As ons nou terugkyk, dan moes elke Afrikaanse skool gesê het, hulle gaan vir daai model. Ek vergeet altyd of dit nou A of B was. Ja. Almal weet net van model C. Maar nou ja, nou is ons nog verweef met die staat. 'n Mens sê maklik, jy weet, die staat betaal net soveel van die geboue onderhoud en die terrein en so aan, maar die staat betaal darm vir elke 30 kinders 'n onderwyser. En vir elke soveel onderwysers 'n adjunkhoof en 'n skoolhoof en so aan. Dis nie goed om weg te gooi daai nie. Wat ons moet regkry is die riglyn wat in lande met 'n multikulturele bevolking oor dit nogal redelik algemeen geld as 'n manier om konflik te ontlont. En dit is om te sê, onderwys word steeds deur die staat bekostig, maar kultuurgroepe, volke, subnasionale eenhede, noem dit nou net wat jy wil, dit bly maar dieselfde ding. Ek moet deur middel van 'n statutêr erkende liggaam onderwys gesag uitoefen. En dan doen jy dit op die manier waarmee jy tuis voel en wat jy dit wil doen. Ja. Ons sal daarna toe moet beweeg. 'n Mens kan sê, jy weet, die staat moet gaan doppies blaas. My onderwysloopbaan was in 'n onafhanklike skool. Iemand betaal vir die onderwys. En kom ek sê nou hoe dit werk. As dit nou nie die kerk is soos wat dit was voor die staat ingetree het nie, dan is dit die staat, dan is dit nie die kerk of die staat is nie, is dit die ouers nie. As die ouers dit nie kan bekostig nie, is dit die onderwysers nie. Onderwysers betaal dit deur die salarisse wat so swak is. Ja. En dan kom jy by 'n kwessie van volhoubaarheid. As ons onsself meer as 100 jaar terugplaas, die CNO-beweging van skole net na die Tweede Vryheidsoorlog het eintlik maar doodgeloop op grond daarvan dat dit arm gemeenskappe was wat eintlik op die end nie die pas kon volhou nie. Ja. Daai stadium was die krag van die wieg aan ons kant gewees. Die regering is deur Afrikaners oorgeneem en het gesê, maar staatsonderwys gaan van nou af Christelik nasionale onderwys wees. En daarom het die private pogings nie meer nodig gehad om die gaping te vul nie. Nou is ons situasie so 'n bietjie anders. Ons mense is vir 'n groot deel baie meer bemiddeld. Probleem is dat daar ook baie mense is wat regtig swaar kry. Ja. En dat dit nie so maklik is om net eenvoudig te sê die staat moet sy onderwys vat en hom sit waar hy lus het nie. Ons moet op 'n manier uitkom wat ons sê ons moet die bronne bymekaar hou, maar ons moet die beheer oor skole hou. Ek wil sê wat nou 'n belangrike 'n slag is wat ons 'n bietjie wol oor die oë getrek is. Toe die skikking van 1994 plaasgevind het en die skolewet van 1996 is saamgestel, toe kry die ouer gemeenskap of die skoolgemeenskap deur middel van skoolbeheerliggame die beheer oor die bestuur van die skool. So ons mag nou besluit, wel skoolbeheerliggaam poste, ons mag die taal besluit, ons mag die toelatingsbeleid besluit, ons mag klubhuise bou, sportvelde ontwikkel, maar die staat besluit wat word geleer. Die CAPS, die kurrikulumdokumente word deur die staat bepaal en net deur hulle. Ja. En hulle keer handboeke goed wat in skole gebeur, geleer word. En ons kom in 'n toestand waar die hele staatsideologie van die ANC word deur ons pragtige onderwysers en onderwyseresse aan ons kinders oorgedra asof dit maar net objektiewe feite is. Ek wil amper sê 'n hele geslag van breinspoeling wat ons deurgegaan het en ons het onsself tevrede laat stel deur dat ons daarmee sportorganiseerder in die hele netbal en rugby kan bestuur en die geboue, die geboue is pragtig geverf, is onderhou, dis 'n toonbeeld van uitnemendheid. Ja. Maar wat gaan dan binne aan? En dit is waaroor ons nou die beheer moet vat. Wat Bella reg gekry het is om mense bietjie wakker te maak om te sê wat is regtig hier aan die gang? En nee, ons gaan nie daai beheer vir die staat afgee wat hulle wil hê nie. En meer, ons gaan deur die teiken beweeg. Ons gaan beheer oor dit wat geleer word. Ons ook in ons hande neem. So, net met die beelde in gedagte, wat is julle gevoel rakende moedertaalonderrig? Ek dink is vir baie gemeenskappe baie belangrik, en baie kultuurgroepe ook eintlik belangrik, moedertaalonderrig, maar hoe sien julle dit? En
Wat kom doen die Bella nou anders as dit kom by moedertaalonderrig? Kyk, 'n mens moet 'n bietjie, 'n draai vat hierso en sê daar's verskillende ideologieë wat ter sprake is en die heersende ideologie in Suid-Afrika vandag, praat nie van onder Afrikaners of Afrikaanssprekendes nie, maar in die staat, is die Afrika-nasionalisme. En wat die Afrika-nasionalisme gedoen het, is hier vroeg in die 20ste eeu het hulle gesê, goed, weerstand teen kolonialisme vanuit tradisionele gemeenskappe gaan nie werk nie. Ja. Hulle het daarvan afstand geneem en 'n nuwe elite van onderwysers, dokters, rekenmeesters, sulke soort mense, swart mense, hoofsaaklik in Fort Hare opgelei, het gesê ons moet die Europese nasiestaat naboots in ons koloniale state as ons bevry. Ja. As ons hulle bevry. En dan sit jy met die probleem van watter taal gaan nou die dominante taal wees? Gaan dit nou in Rhodesia van destyds, gaan dit nou Ndebele wees of gaan dit Shona wees? Gaan dit in Namibië Wambo wees of gaan dit Herero wees? En hulle kon baie gou sien hierdie ding gaan nie werk. Ja. Sê ons kies die koloniale taal. Dit gaan dan Engels of Portugees of Frans wees. En daarom het hierdie heersende elite in Suid-Afrika 'n ideologiese verbintenis daaraan. En deel van die wrok wat hulle gehad het teen die sogenaamde Bantu onderwys, is Bantu onderwys het moedertaalonderrig vir swart kinders bevorder. Wat was hulle reaksie daarop? Hulle het gesê julle probeer ons terughou. Julle wil hê ons moet nie die taal van opwaartse mobiliteit wat natuurlik Engels is uit hulle oogpunt. Julle wil nie hê ons moet dit leer nie. Julle wil ons in die boondoes van inheemse tale hou sodat ons nie die werklikheid van die wetenskap kan beleef nie. Teenoorgestelde was natuurlik waar. Ons as Afrikaners het beleef dat ons breedgebaseerde Afrikaner bemagtiging deur moedertaalonderrig kon kry. Die hele idee van moedertaalonderrig is in die Afrika-nasionalisme verwerp. En hulle sit vandag met die gevolge daarvan in die vorm van swak onderwys. Dis diegene wat in Engels so vlot is as in hulle moedertaal wat goed vaar. En dat hulle baie duidelik vir mekaar sê, daar's geen verskil in kognitiewe vermoë of wat ook al nie. Die kinders is ewe slim. Ek bedoel, daar's mos nou altyd kinders wat meer akademies begaafd is en wat minder akademies begaafd is. Die probleem gaan oor taal. Daar's nou 'n beweging in die regering om te sê hulle begin die waarde daarvan raak te sien. Nou ek weet omdat my buurman 'n wiskundeonderwyser was in die ou swart onderwysbedeling. Daar was wiskundeboeke gewees tot by matriek in 1994 in Isixhosa. En die departement van onderwys na 1994 het was net gereed om uit te rol vir die wat ook al senior sekondêre fase wat dit daai tyd genoem is. En die departement van onderwys het opdrag gegee vir pulp daai boeke, ons het hulle nie nodig nie. So. Ons gaan die kinders in Engels onderrig gee. So swart moedertaalonderrig is deur die ANC regering nek omgedraai. Hulle begin nou besef dat dit 'n probleem was. As Afrikaners het ons reg deur eintlik moedertaalonderrig om twee redes ek wil sê deel van die kern van ons wese gemaak. Die een is sonder dat ons daai woord wil gebruik, 'n politieke gevoel. Ja. Die gemeenskap wat saam is, wat sê maar dis ons taal. Dit is die een ding en die ander is die doodgewone opvoedkundige waarde daarvan om te sê as 'n kind die abstrakte begrippe eers in sy moedertaal leer ken, kan hy dit later beter in enige taal toepas. Dis 'n dubbele ding. In 'n tyd wat die politiek wat ons bedryf polities onkorrek is, het mense 'n manier om te sê nee man, weet dit niks te doen met Afrikanerskap of nasionalisme nie. Ons kyk nou net na opvoedkundige oorwegings. Maar in die agterkop sê ons vir onsself en sê net die opvoedkundige oorwegings was anders, het ons nog steeds Afrikaanse onderwys verkies want dit is wie ons is. Ja. Nou, dit is belangrik. Dis nie 'n behoefte wat jy by 'n ander taalgemeenskap kan skep nie. As 'n ander taalgemeenskap sê ek het die behoefte, kan julle ons help, dan kan jy. As 'n ander taalgemeenskap sê, weet jy, ek verkies my onderrig in Engels, dan is dit nie vir jou om te besluit hulle moet iets anders verkies nie. Ja, so dit was nogals interessant. Ons het 'n matriekverslag wat die SOS elke jaar bekendstel.
En een van die skole, wat baie goed gedoen het eintlik en dit is in wiskunde, dit is in die Oos-Kaap en dit is 'n swart gemeenskap wat eintlik hulle kinders bemagtig en dit is eintlik so 'n wonderlike storie want ja, hulle gaan klas in Engels, maar tog word die moeilike konsepte vir hulle verduidelik in hulle moedertaal. Wat so wonderlik is en ook vir die eerste keer was van die eksamens in KwaZulu-Natal in Zulu geskryf wat hulle moedertaal is en KwaZulu-Natal het 'n wonderlike matriekuitslag gehad nou, van verlede jaar 2025. So dit is belangrik dat 'n mens eintlik in ag neem wat die gemeenskappe soek. So ek wil gou-gou vra waar behoort die balans te lê tussen nasionale onderwysdoelwitte en plaaslike skoolgemeenskappe se reg om hul eie taaltoelatings en kultuuromgewing verantwoordelik te bestuur? Ja, die nasionale doelwitte moet op akademiese vlak wees. Om te sê dit is die uitkomste in terme van wiskunde wat 'n kind moet bereik sodat hy as hy wiskunde het, kom ons sê nou maar 'n rekenmeester of 'n ingenieur of wat ook al kan word. Dit is in al die verskillende vakke. Ek dink ook nie dit is noodwendig die beste om alles heeltemal na die plaaslike skool toe af te wentel nie, want die plaaslike skool se vermoë is ook net soveel. Sy personeelbesetting is om vir die kinders wat hy het te kan skool gee. Met ander woorde, daar moet iets wees soos 'n statutêre onderwys, kulturele onderwysowerheid. En dit moet die manier waarop die onderwysdoelwitte wat baie breër gestel word, afgebring word om dan nou dit te bereik. Die meeste van ons wat in die afgelope 10, 15 jaar kinders op skool gehad het, en self miskien ook skool gegaan het toe ons jonk was, sal onthou dat daar was net in matriek 'n voorgeskrewe boek gewees wat reg deur die in prono en letterkunde, wat reg deur die provinsie gegeld het. Van graad 4 van standaard 2 af was daar 'n lys gewees van boeke en die juffrou het dan altyd met die boeke, die skool het gewoonlik so van daai lys 'n klomp gehad en in die jaar het hulle 2 vir 'n stywer gedoen en daai jaar weet so maar die juffrou het gekies. En die wese daarvan is jy het 'n onderwyser beskou as 'n professionele persoon wat sekere keuses selfstandig kan maak wat nie altyd geaudit hoef te word nie. Iemand wat sy of haar werk uiters ernstig opneem. En toe kom ons ongelukkig onder die ANC regering met die Demokratiese Onderwysersunie, SADU of SATU, wat skool heeltemal benader het met die vakbond logika van daar is bestuur, dis die departement en hier is arbeid, dis die onderwysers. En die soort van industriële logika van bestuur en arbeid is heeltyd in 'n laaggraadse burgeroorlog met mekaar gewikkeld. Ja. En dan kry jy dat onderwysers sommer staak, iets wat in 'n skool in die ou dae sê 'n blanke skool ondenkbaar sou wees. Hoe sou 5 minute gestaak het dan het hy 'n ander werk gesoek. Maar stakings dis die norm, dis deel van hoe Suid-Afrika homself dan nou bevry het uit die oogpunt van die bevrydingsbewegings is onderwysstakings, ontwrigting van onderwys. En nou moet jy begin uitkomste kry en nou begin jy alles te audit en nou begin 'n onderwyser se administratiewe las swaarder raak as sy opvoedkundige las. En waarop jy dan nou uitkom is by onderwysers wat jy nie as professionele lui beskou nie, jy beskou hulle as werkers wat die heeltyd prestasietoetsing op moet sit om seker te maak dat hulle daarin werk. Nou die onderwyskultuur wat mense vir hulle self wil hê, dis soos ek net nou gesê het, mense het nie iets daaroor te sê nie. Ek het niks daaroor te sê as ander ouens sê dit is hoe hulle onderwys sien, dis hoe 'n skool moet lyk nie. Maar ek dink daar is in Afrikaanse skole 'n baie sterk gevoel dat dit nie is hoe onderwys moet lyk nie. En daar is 'n hele aspek van skool, van onderwys in die breë, nie net skool nie, wat ek dink in Afrikaans gaan onder die naam die verborge kurrikulum, in Engels sê hulle die hidden curriculum. Die verborge kurrikulum wat al die goeders is wat jy leer sonder dat dit ergens in 'n dokument staan. My grapie is altyd om te sê, hoorie kinders, julle is elke enkele een belangrik. Jy is belangrik. Wat is jou naam nou weer? Dan weet jy is nie belangrik nie, want die juffrou kan nie jou naam onthou, mense te veel kinders. Terwyl in 'n klein plattelandse skool hoef niemand ooit vir jou te sê jy is belangrik nie. Hulle kan vir jou nog die teendeel sê, maar as jy siek is dat die rugbyspan of die netbalspan nie vol nie, jy weet jy is belangrik, niemand hoef dit te sê nie, jy kan dit agterkom.
want as jy nie daar is nie, is daar 'n plekkie leeg. Hierdie goed is die verborgde kurrikulum. Hoe werk jy? 'n Kind leer eintlik by 2 mense, 3 mense werk, by jou ma en jou pa en by jou onderwyser. Daar sien jy hoe lyk werk. Ja. En as die voorbeeld wat jy sien, werk is 'n lakse ding, jy kom laat aan, jy werk net as jy opgecheck word, dan's dit jou beeld van werk. Dis die goed wat nie deel van ons verborgde kurrikulum kan wees nie, en dis hoekom ons al hoe meer daarop moet aandring. Onder die Bella-wet, voor die Bella-wet, onder die SA skolewet van 1996, het die verborgde kurrikulum eintlik grootliks onveranderd gebly. Ja. En dit is hoekom 'n mens die vreemde ding kry dat jy 'n model C skool kry waarvan die bevolking heeltemal anders lyk as voor die tyd. Maar dit bly 'n gehalte skool. Want dit is die verborgde kurrikulum wat in daai skool geld. Dit gaan nie daaroor dat sekere mense, ek wil nou sê harde werk gaan met wit velle gepaard nie. Ek bedoel, dis nonsens. Enige plek waar die verborgde kurrikulum is, hier werk ons. Ja. Dit werk. Jy het nou genoem van in KwaZulu-Natal, in die Noord-Kaap is daar, Joe Morolong is 'n ou stuk Bophuthatswana. Daarso is in die diepste, mees afgeleë gedeelte 'n tegniese skool met 'n skoolhoof wat absoluut glo aan harde werk en wat sover as moontlik alles in Setswana vir die kinders oordra. Ja. En ek weet spesifiek van 2019, want my dogter was daai jaar matriek, toe het ek 'n bietjie beter opgelet as ander jare. Het die top kandidaat in die hele Noord-Kaap het uit daai skool uitgekom. So. Met al die Diamantveld en Kimberley Boys High en Girls High, Uppington, Katoo, alle plekke wat pragtige goeie skole het met baie befondsing en jy het goeie onderwysers, kom die topkind uit 'n area wat ek wil sê nie sonder 'n 4x4 moet probeer bereik nie. Ja. En dit gaan oor werksetiek. Ja, definitief. Ek dink ook daai van uitnemende onderwysers wat regtig, soos jy sê, hard werk, wat eintlik 'n passie en 'n roeping daarvoor het, wat so verskil kan maak in kinders se lewens. Ek wil nou sommer vra, met jou agtergrond in opvoedkunde en onderwys, hoe kan tegnologie en KI gebruik word om meertaligheid in skole te versterk, eerder as, jy weet, net om Engels te gebruik? Ja, ek dink een van die eerste goeders gaan seker rondom die aanvraag. As mense, ek sal sê toe rekenaars net begin het om populêr in huise te wees, het jy in jou Engelse pakkie ingeklim as jy agter die rekenaar ingeskuif het. En mettertyd, en daar dink ek het die Noordwes Universiteit nogal 'n groot rol gespeel saam met Microsoft om jou rekenaar Afrikaans te laat praat. Nou as jy die KI programme gebruik, dan dink ek baie keer as jy nou vir hulle 'n vraag in Afrikaans vra, as jy nou maar vir Grok of vir ChatGPT, dan kry jy so geradbraakte Nederlands terug met Engelse woorde tussenin. Ja. Nou natuurlik gaan dit oor hoeveel Afrikaanse navrae ek kry, want soos sal myself nog glad nie as 'n kenner op die terrein uitgeneem, maar die goed moet ook mos nog opgelei word. En as dan nie Afrikaanse navraag of aanvraag is, gaan nog nie aan Afrikaans opgelei word nie. Andersom, hoe meer 'n mens dit gebruik, hoe beter. Ek dink die probleem met die hele kwessie van kunsmatige intelligensie gaan sekerlik oor oorspronklikheid. Ek werk nogal partykeer met met tekste wat mense opstel wat nie heeldag daarmee werk nie. Ja. En dan kan jy vrees ek sukkel en dan om 'n ou se goed te redigeer. En dan op 'n stadium dan kry jy een wat grammaties heeltemal korrek is, dan weet jy sommer ChatGPT. ja. Soos een onderwyser gesê het, as 'n graad 5 kind in sy taak skryf Destiny teenstaande, dan het jy 'n goeie idee. So ek dink die groot ding wat ons moet beskerm is oorspronklikheid, want wat maak jy nou daarmee as die kunsmatige intelligensie uit alles wat reeds geskryf is vir jou iets bring wat nie oorspronklik is nie, maar wat nogal goed lyk. Ja. Uit daai oogpunt uit dink ek het elkeen van ons 'n verantwoordelikheid om te sê kyk al wat die generatiewe of skepende KI kan gebruik om nuwe tekste te skep, is dit wat eers deur iemand anders geskep is. En om soveel as moontlik oorspronklike, werklike goeie gehalte goeders te skep wat net daar is.
dat as Grok gaan soek in die biblioteek, Ja, dan moet hy die goeders kry. Anders dan raak dit 'n teruggorrel van al dieselfde goed. Naderhand gaan kyk Grok wat ChatGPT geskryf het en die kyk wat Claude geskryf het en almal kyk wat almal geskryf het, maar niks is meer deur 'n mens geskryf nie, is maar net so weet ja. hersirkulering van 'n klomp geuite. Ja, daar's nie meer 'n menslikheid wat na vore kom nie en belangrik om mense bronne ook dubbel gaan kyk, ja. Ja, dis reg. So ek wil sommer my laaste vraag aan jou vra. So as ons oor 5 jaar terugkyk, watter konkrete teken sal wys dat die RNE 'n positiewe verskil in onderwys gemaak het? Hulle het mos vir Chou en-lai wat Mao Zedong se adjunk was gevra wat dink hy van die Franse revolusie, toe sê hy is te gou om te sê. Dis nou in die 1970s. Nee, dit sal 'n dis 'n baie goeie vraag. Die RNE sal moet dan kom ons sê as ons terugkyk en ons sê ons het Afrikaans in skole behou, Ja. dan sal ons sê hoe op aarde was dit moontlik? Die antwoord sal wees die RNE het 'n briek gesit aan die ANC se planne aan wat hulle wou doen. En dit sal die belangrikste wees. Ons gaan nie iets monumentaal sien wat ons sê en dit is tot stand gebring deur die RNE nie. Ja. Dit sal meer wees om maar terug te kom waar ons begin het. Ons het stadiger agteruit geboer. Die vooruitboer sal ons self moet doen. Daarom moet ons 'n bietjie vergeet van die RNE. Waarvoor ons die regering moet gebruik, en dit is miskien die belangrikste, is om toestemmings te kry om die leemtes te vul wat die staat nie meer kan vul nie. Ja. Ek wil nou nie in die hele kwessie van back and closure ingaan nie, maar dit is net in daai opsig ooreenkomstig. As die staat sy ding kan doen, dan kan jy nie eintlik toestemming kry om jou ding self te doen nie, want dan doen die staat dit mos. Ja. Nou mate die staat nie die vermoë het nie, kan jy sê ek wil dit beter doen as wat die staat dit sou gedoen het as hulle kon. En gelukkig kan dit nie, so ons vat die bevoegdheid in ons hande. En as jy ministers het wat makliker op sulke goeders afteken, nou ja, dit sal uitstekend wees. Gaan baie afhang natuurlik van die persoonlike siening van die spesifieke minister. Ja. En nou ja. Ja, baie dankie Dr. Wynand Boshoff. Ek is Leandi Brazzer en dit was Skool Slim. En as jy van hierdie episode gehou het, stuur dit gerus aan enigiemand wat jy ken, 'n ouer, jou skool, 'n onderwyser, 'n hoof, en gaan volg ook die skoolondersteuningsentrum op Facebook, Instagram en Twitter. Ons sien julle weer 'n volgende keer.